Ek is Philip Topham en ons bly nou 7 jaar hierso. Ek is Rina Topham, Philip se vroutjie. Mense kry daarmee te doen dat jy hoor mense moet nou dink aan aftree en vertrek en so wie. Nou hoekom ek regtig dink hulle kan die oog oorweeg is nommer 1 die ligging waar ons is net. Die klimaatsverandering wat daar is, die bosveld wat daar is, die waterberg wat hier agter jou is net. Ek het nie geweet daar is soveel water onder die grond nie. As dit reën dan sien jy net hier loop water, dan kom dit uit fonteine wat net oorloop net. Nee, dis regtig, dit is baie lekker. Maar 'n groot ding ook net is hierdie dat jy gaan net wees wat jy wil wees. So as jy regtig 'n plek wil soek waar jy kan gaan bly, is hierso. As jy die besige soort is, hier's genoeg vir jou. As jy die stiller mens is, een kan die waarnemer is wat net sit en kyk en waardeer en geniet binnepret het, nee. Dis hier wat jy dit kan doen, nee. Ek was 'n onderwyseres en ek het in my lewe nooit in die personeelkamer opgestaan om te open nie. Hier by die oog is ek 'n prater. Ek het nou al geopen vir 'n vergadering. Maar dit is hoe die oog mense my laat voel. So ek het vreeslik verander. Ek het 'n meer spontane mens. Dit is ook uit die onderwys. Dit was vir baie jare skoolhoof gewees, nee. Heeltemal Spesiale skoolkinders ja, met behoeftes, leerlinge met spesiale behoeftes. Nou hier by die oog. Ek het altyd geweet ek is kreatief, redelik kreatief nie. En hier by die oog net al meer en meer is daar geleenthede waar ek my kreatiwiteit kan uitleef, nee. En dis deel daarvan ook op so by die tuine betrokke is, nee. Hier is 'n stuk dooie grond, daar's 'n paar kaktusse wat daar staan, nee. Wat kan hier gebeur, nee. Yes, en nou begin ons plant en ons begin bou en ons maak hierdie fokuspunt en hierdie fokuspunt, nee. Ek is 'n baie bietjie aktiewe mens, so ek doen stoeloefeninge baie graag. En ek gaan vir jou sê, die stoeloefeninge is 'n ongelooflike plek. Die mense saam met wie ek stoeloefeninge doen, is, ag weet jy, ongelooflik. Dis baie lekker hierso. Ons swem baie graag en dan doen ons water aerobies. En ja, dan die tuine. Ons is maar tuinmense, nee, en ons het sommer dadelik gesien hier's vir ons lekker werk in die tuine en ingeval daarop. Ja, ek is ook verskriklik lief geweest vir tuine in my hele lewe deur. En my groot liefde is natuurlik rose. En hier kan ek nie rose plant nie, want dit is die bokke se blyplek. En bokke eet nie, hulle eet nie vetplante nie, maar hulle eet rose. So, toe sit ons nou hierdie staalwerk op met 'n hekkie en toe kon ek my rose plant. En ek deel natuurlik verskriklik graag my rose. Die veiligheid hier by die oog is ongelooflik. Daar by die hek word jy baie mooi gemonitor voordat jy kan inkom. Ek sal van die mense sê, as jy wonder waar moet jy gaan oud word, dan is daar nie 'n beter plek as die oog. Die oog is 'n ongelooflike stilwolk, menswolk. Dis wonderlik om hier te bly. Die lewe is daai fases. En die fase waar die inwoners is 50 plus, maar dit meer 60 plus, 70 plus, nee. Ons is hierso. En wat nou by die oog beïndruk, werklik waar, is die geloofslewe van die mense. Maar die oog is meer as bosveld aftree. Dit gaan oor die innerlike bevrediging, nee. Die feit dat jy voel ek is dankbaar vir die lewe wat agter lê, maar ek sien uit na wat voor lê of wat hier by die oog aankom, nee. Diepe tevredenheid met die lewe.